So ons begin by Handelinge 20 vers 29 tot 31 en dit sê vir ons, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En dan wil ek graag hê julle moet vir my gaan na 2 Korintiërs toe. 2 Korintiërs 11. So 2 Korintiërs 11 vers 1 tot 5 sê vir ons: Ag, as julle my net 'n bietjie in my dwaasheid wou verdra my tog maar. Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle dit goed geval, want ek reken dat ek niks agter staan by die uitnemende apostels nie. Nou wil ek begin deur julle so vinnig te vertel, ek hou nogal daarvan om myself te verkyk aan mense. As ek so op die lughawe sit, as ek so weg is vir die werk, kan ek nou regtig nogal vir 'n uur of wat, terwyl ek wag, my verkyk aan die mense op hierdie lughawens, en wat hulle doen, en die snaakse goed, en hoe hulle aantrek, en hoe hulle self amper gedra by die lughawe, maar dan moet ek nou ook bieg, ek is net so lief daarvoor om partymal hier te sit en te kyk vir die mense, en te hoor wat die mense sê, en oor die algemeen is ek mal daaroor om te hoor hoe die mense van God en oor God praat. Dat 'n ou half kan agterkom, wat is die mense se sienswyse en siening oor God? Hoe hulle God ag. Nou, ek hou ook baie daarvan, inteendeel as mense my vra, oor, as dit kom oor die Here, veral as hulle meer wil leer, en dit is een van die goed wat ek by die jeug gereeld sal sê. Vra die vraag. Ek hou daarvan om die vraag te beantwoord. As ek nie die antwoord vir jou het nie, beloof ek gaan die antwoord vir jou soek. Maar ons lees hierso in die woord waar ons gewaarsku word, in Handelinge waar Lukas vir hulle sê, pas op, die wolwe onder die gemeentes, en ek het vir julle slegte nuus as julle dink hulle kom nog. Die wolwe is klaar hier. Die wolwe sit klaar tussen ons. Dis soms net nie so maklik om hulle te identifiseer nie, want hulle het 'n gedaante van godsaligheid, hulle klink so reg, hulle praat so reg, hulle doen die goedjies reg, hulle tik daai boksies. Maar ek beloof julle, hier sit klaar, wolwe tussen ons. Nou hierdie laaste 2 weke was ek weer baie blootgestel gewees aan dinge wat in kerke geleer word en wat in kerke gebeur, wat nie ooreenstem met die woord van God. En ek sit en ek kyk na hierdie goeters en dan raak 'n ou nogal bekommerd. Want daar's ons dinge besig om in kerke in te glip hier van agter af, en ons is soms te blind om te sien wat is aan die gebeur, en teen die tyd wat jy agterkom, dan is dit partymal klaar te laat. Dan is die leerstellings klaar so ingegrens in die kerk in, dat jy sukkel om dit weer reg te stel. En weet julle, Paulus verwys pertinent hierso waar hy praat van hierdie super apostels. Hierdie manne wat hier voor staan, wat so graag die aansien wil hê, so graag raak wil sien. Elkeen het sy ou dingetjie, maar op die einde van die dag begin dit oor die predikant te gaan. Ek soek die applous. Ek soek die halleluja's en ek soek die amens, en die kerke begin so te fokus op vermaak. Nou terwyl ek hierdie woord aan mekaar sit, dink ek op 'n tyd, julle, en ek gaan nou nie jok nie, ek sê vir Simon, hy ook. Dis baie lekker om 'n opbouende boodskap te bring. Dis baie lekkerder om hier te sit en eerder te hoor dat die mense vir jou sê, amen, halleluja, Roan, ons stem saam met jou, en die laaste ding wat ek wil hê is om eentonig te word.
Ek wil nie een van daai predikante word wat jy sê, ag, jemal, as ek nou een van die ou se goed gehoor het, het ek al sy goed gehoor nie. Maar julle, ek het agtergekom as ons as kerk nie gaan wakker skrik nie, gaan die kerke al hoe meer uit mekaar begin val en die kerke gaan al hoe meer begin wegval. Ek weet nie of julle al gesien het hoe kerke leegloop nie. Ek weet nie of julle al agtergekom het hoe mense besig om afvallig te raak van die ware geloof nie. Dis omdat Christene slaap. As ons nie begin wakker word en begin opstaan vir hierdie goed nie, julle gaan ons eendag terugkyk en dink, maar pleks het ons. Dan is dit dalk net te laat. Weet julle, en ek voel in teendeel, as ons begin stil bly hieroor, om die vrede te bewaar, dan is ons eintlik maar net so stil. Dan is jy ook maar eintlik 'n wolf. So dis tyd dat ons begin opstaan, ons monde begin oopmaak, want ek sê vir julle, die dwaalleer is volop in die kerke. Dinge wat die mens begin leer, want dis waarvan ek hou. Weet julle, ek kom agter dat baie keer hou ons so vas in die leer van die mens, al is dit teenstrydig met God se woord, al maak iemand jou attent op dit en hou jy vas in dit, want ek hou van die mens, ek hou van wat die mens sê, ek hou van wat dit vir my beteken. Julle weet, en as julle mooi gaan kyk, sal julle sien, daar is al soveel new age deesdae in kerke, die mooi Afrikaanse woord is, hulle noem dit nuwe era lering. Dat in party kerke word daar omtrent net new age gepreek, nie meer woord van God nie. En ons is te blind om dit te sien vir wat dit is, ons is te laks om op te staan, want ons wil die vrede bewaar. Die woord van God is 'n tweesnydende swaard, 'n tweesnydende swaard, dis nie daar om die vrede te bewaar nie, ek beloof julle. Gaan asseblief vir my na Hebreërs toe, Hebreërs 3. En julle sal agterkom, ek hou daarvan om dit uit die woord uit vir julle te wys, want dis nie ek wat hierdie goeie sê nie. Hebreërs 3 vers 12. Hoor julle blaai, so ek sal julle 'n halwe sekond gee. Hebreërs 3 vers 12 sê vir ons, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Ek beloof julle, hier sit mense hierso wat al lankal nie meer besig is met die dinge van God nie. Hulle doen hulle self voor, hulle is goeie kerkmense, hulle is betrokke dalk, hulle word raak gesien hierso. Maar hulle is al meer gefokus op die wêreldse evangelie as op wat God se woord sê. En ek seker daarvan julle het dit al gehoor, want ek het dit ook al gehoor, waar iemand vir jou sal sê, maar dit is wat ek glo. As dit wat jy glo teenstrydig is met wat God se woord sê, dan is jy verkeerd. There's no two ways about that. Of jy daarvan hou en of jy daaraan vasklou, want jy voel gemaklik met dit, as dit teenstrydig is met wat God ons in sy woord leer, is dit verkeerd. Of jy daarvan hou en of jy nie daarvan hou nie. Ons moet doen wat God se woord ons leer. Al word ons deesdae geleer, ja, maar dit is oudtyds. Hierdie goed is nou nie meer van toepassing en relevant nie. Ons het dit nou gesing. God het nog nooit verander nie, al het die tye verander. God sal altyd relevant bly. En weet julle, dit is soms nogal moeilik. Maar die afvallige leer is partymal lekker. Dit klink partymal goed. Dit is iets waarvan ek hou. En as jy regtig van iets hou, is dit nogal moeilik as iemand anders jou probeer oortuig, maar hoor hierso, jy is eintlik verkeerd. Julle weet, die vyand is al vir die laaste paar duisend jaar besig om hierdie taktiek van hom te perfeksioneer. Moenie dink hy het opgehou nie. Ons is baie agter die tyd as ons dink. Die vyand is nie meer besig nie. Hy het dit al van die begin af reg gekry en ek kan julle beloof, hy is nog steeds besig. Hy weet waarvan die mensdom hou. Hy weet hoe om die mensdom te oortuig om eerder sy dwaalleer te volg as om die woord van God te leer. Nou gaan ek vir julle sê, veral as ek deesdae kyk en dit is die goed waarmee ek baie te doen gehad het, is die Word of Faith and the New Apostolic Reformation se leer. Dis hierdie kerke wat vir jou sê, jy gaan goed gee, dit gaan met jou goed gaan, jy gaan gesond wees, en weet julle wat is ironies? Ons leer partymal goed, ons hoor hierdie goed, ons sê partymal hierdie goeie, sonder dat ons dit besef.
Maar hierdie kerke beloof jou, dis die voorspoedteologie, hulle beloof jou rykdom, gesondheid, 'n gemaklike lewe. Alhoewel as jy meerendeels na dit gaan kyk, sal jy vind die predikante is dies wat die lekker lewe lewe. Hulle byt hulle gemeentelede uit, die mense wat swaar kry, want ek sê vir jou, jy beter 'n saad saai in God se bediening, en as jy nie 'n saad saai nie, hoe kan die Here jou seën? Daar's nie een plek in die woord van God wat saad verwys na geld nie, as jy dit nie geweet het. Nie op een plek nie. So as 'n predikant vir jou sê, saai saad, sodat dit met jou sal goed gaan, dan bedoel hy eintlik, veronderstel om te sê, die saad is die evangelie van God. Moenie val vir hierdie nonsens nie, want hierdie predikante bly in mansions, hulle ry die swaarste, duurste karre, hulle hou oor see vakansie. En jy's besig om te krepeer, want daai ou laat jou skuldig voel, jy dra nie genoeg by nie, om sy leefstyl te staaf. Julle weet, ek gaan doen navorsing oor hierdie hele voorspoedteologie. Dit het so 30 jaar terug vlam gevat in Afrika. Nou vra ek vir julle, hoe voorspoedig is Afrika? Vra jouself eerlik daai vraag vandag af. Hoe voorspoedig is Afrika? Vir 30 jaar word hierdie teologie in Afrika geleer. Lyk dit vir julle of Afrika so voorspoedig is? Lyk dit vir julle of Afrika uit sy hongersnood uit is, uit sy armoede uit is, of lyk dit vir julle of Afrika eintlik armer is, die hongersnood en die nood groter is? Nou vra ek vir julle, wie het voorspoedig geraak met hierdie teologie? Afrika of die predikante wat dit kom verkondig het? Predikante wat sulke nonsens praat, wat sê as Jesus vandag nog gelewe het, sou hy 'n Ferrari gery. Want daai predikant ry die Ferrari, want hy sê vir jou dit, want hy wil sy Ferrari regverdig. As die voorspoedteologie werklik voorspoed gebring het vir die mense wat dit gehoor het die Afrika nie gesit waar Afrika sit vandag nie. Dis tyd dat ons hierdie nonsens begin identifiseer vir wat dit is, want dit is blaatante nonsens. Ons word dit nie in die woord van God geleer nie. Jy weet, ironies vind ek hierdie predikante, hulle sal vir jou sê, God wil jou gesond hê. So jy beter bid en jy moet geloof hê, en as jy siek is of sieker word, dan is dit jou geloof se skuld. Maar hy self is by die dokter, hy self gebruik chemo, ek ken een wat self 'n pas aangeheer het, wat sê hy het hom eintlik nie nodig nie. Maar hy het hom. As jy werklik in hierdie goeters glo en jy verkondig dit vir mense, durf jy nie 'n pil drink nie, want dan praat jy klaar teen jouself. As God mense die kennis gegee het om dokters te kan wees, hoekom mag ons hulle nie gebruik nie? Maar hierdie predikante gaan vir jou leer, jy sukkel en jy kry swaar, want dit is jou ongeloof. Jesus het mense genees wie nie eens geweet het wie jy is nie. Hoe bring ons die twee by mekaar? Ek het 'n kleintjie dood vir predikante wat hierdie goeie spreek, want weet julle wat, ek het al geval vir dit. Waar ek so siek soos 'n hond in die bed lê en ek wil nie dokter toe gaan nie, want net nou dink die predikant my geloof is te swak. Maar dan gebruik hy self medikasie. So as 'n predikant vir jou kom leer jy siek want dis jou geloof, dan kan jy vir hom sê jy praat absoluut te snerp, en weet julle in die Bybel het die mense ook siek geword. Die Here sê vir ons, daar kom 'n dag waar daar nie meer siekte gaan wees nie. Maar dis nie op hierdie aardse bestaan nie. Die dag kom ons eendag by die Here is. Nou kan ek gou vir julle 'n ander simpel ding vertel. Ek hoor eendag hierdie predikant terwyl ek nou so besig is met hierdie navorsing. Hy staan eendag voor sy gemeente en hy sê vir hulle, ek word nooit siek nie, ek was nog nooit siek nie, want ek het die geloof. En 3 weke later sit hy op 'n onderhoud en hy vertel vir die ou wat die onderhoud met hom voer, ek was so siek soos 'n hond. Nou dink ek, okay my vriend, jou oggend en aand praatjies kom nie ooreen. Weereens, maak 'n avoid, want as 'n predikant vir jou in die oggend een ding vertel en in die aand vir jou 'n ander ding vertel, maak 'n avoid nie. Want as ek begin stories vertel en ek lieg vir julle om julle agter my te kry en julle aan my kant te kry, mag ek vertel 'n ander storie by 'n ander gemeente om hulle weer agter my te kry, dan gaan dit oor my. Gaan nie meer oor die woord van God nie. So ek wil vir julle sê, julle moet baie versigtig wees, gaan kyk 'n bietjie vir al hierdie predikante. Hulle is baie lief daarvoor om Ou Testamentiese teksverse te gebruik en dit te verdraai en aan te pas om hulle sienswyse te staaf. Ek het dit al op 'n vorige geleentheid gesê. Maak seker jy leer en jy leer jou woord van God in konteks. Konteks. Sekere dinge verdraai hulle en dit klink so reg, maar dan is jy besig om 'n afvallige leer te leer en jy weet dit nie eers nie. Jy gaan 'n bietjie moeite moet doen.
Julle weet die feit dat Jesus 'n kosbare kruisdood vir ons geestelike genesing teweeggebring het, is nie meer vir hierdie ouens genoeg nie. God en God se woord is nie meer genoeg nie. Julle weet die feit dat ons die voorreg het om direk met 'n lewende God te kan praat. Die feit dat Jesus se kruisdood ons verhouding met God herstel het, is eintlik genoeg. Ons het niks meer as dit nodig nie. Niks. Die feit dat ons die geleentheid het om te leer van die Here, om in 'n verhouding te wees met die Here, is genoeg. Maar hierdie ouens leer vir jou en hulle sê vir jou, nee, dit is nie genoeg nie. Jy kort meer. Meer as dit. Jesus se kruisdood was so kosbaar geweest. Weet julle, nou wil ek ook vir jou vandag vra, as God se liefde en sy genade nie vir jou genoeg is nie, moet jy gaan herbesin of jy werklik weet wie God is. Julle weet, ons raak so skuldige kinders in speelgoedwinkels. Genoeg is nooit genoeg. As ek hierdie karretjie het, dan soek ek daai een. As ek hierdie pop het, dan soek ek daai een. En eintlik sê God vir jou, my liefde en my genade is vir jou genoeg. Ek luister 'n ou in hierdie week wat vertel, na 65 jaar is hy nie meer 'n Christen nie. Want die werk waarvoor hy gebid het, het hy nooit gekry nie. Die huwelik waarvoor hy gebid het, het hy nie gekry nie. Dit wat hy vir sy kinders oor gebid het, het hy nie gekry nie. Die gesondheid het hy nie gekry nie. Nou noem my die hele lys van goed wat hy nou oor die laaste 65 jaar voor gebid het. Hy het dit nie gekry nie. Hy dien nie meer die Here nie. En ek dink jy dien nie meer die Here nie, want jy het nooit die Here gedien nie, want God het nooit vir jou gewerk nie. Jy is veronderstel om vir God te werk. Want as jy God dien vir die goed wat hy vir jou kan gee, dan dien jy God vir die verkeerde redes. God werk nie vir ons nie. Kan ons dit vir eens in ons koppe begin kry vandag? Ons werk vir God. Hy is ons meester. Hoe durf jy vir God sê, okay, maar nou het u nie vir my gegee wat ek wil hê nie, nou dien ek u nie meer nie. Dan sê hy vir jou, maar ek het nooit vir jou gesê, dis kom jy my moet dien nie. Jy dien my, want ek was bereid om my kind vir jou te stuur, sodat jou sondige natuur skoon gewas kan word. Is dit nie vir jou genoeg nie? Nee, Here, dis nie genoeg nie. Ek soek die kar, ek soek die huis, ek soek die salaris, ek soek. Eintlik moet jy op jou knieë gaan en sê, Here, ek is tog net te dankbaar dat ek nog 'n asemteug kan vat en U het my nog nie doodgemaak. Dit is eintlik waaroor dit gaan. So hy erken eintlik van ons. Hy dien net die Here vir die goed wat die Here vir hom kan gee. Hoeveel keer doen ons dit nie ook nie? Ek bid oor iets, ek kry dit nie, dan trek ek my alie in 'n knop en ek is nou kwaad vir God. Want hy het nie volgens my plan gewerk nie. En ons almal is skuldig aan dit, ek ook. Nie dink ek staan hier so en ek het nog nie daai fout gemaak nie. Ek het ook al gebid en gedink, Here, maar hoekom nou? Hoekom het dit nou nie uitgewerk volgens my standaard nie? Hoekom het U nie vir my geluister nie? Hoe durf ons ooit dink God is veronderstel om vir ons te luister? Die alwetende, almagtige God, skepper van hemel en aarde, is nie veronderstel om vir ons te werk nie. Ons moet dit begin besef. Weet julle, ek kan myself verstom as ek luister na mense, hoe min tevrede hulle is met God en wie God eintlik is. God is net nooit vir hulle genoeg nie. God se evangelie, God se liefde, God se genade is net nooit genoeg nie. Ek soek meer as net dit. En weet julle wat is die ironie van dit? Daar's niks meer kosbaar as die evangelie van 'n lewende God nie. Dis die kosbaarste ding wat jy kan hê. Weet julle, ek gaan kyk na die disippels en die apostels en Jesus se leer self. Doen julle self 'n bietjie guns en gaan kyk na dit. Dan gaan kyk julle met hoeveel gimmicks en fabels het hulle die mense na die Here toe gelei. Nie met een nie. Hulle het nie stories opgemaak en 'n evangelie gaan verkoop met die idee dat ons dit later gaan regstel solank ons hulle eers gehak het nie. Hulle het die waarheid van God verkondig en dit was genoeg. Dit was genoeg gewees om die mense aan te kla. Nou kry ek 'n ander ding en ek sien dit in kerke, ek hoor dit in kerke waar mense amper enige ding sal doen om tog net nie die evangelie te hoor in 'n kerk nie. As jy nie die evangelie van God wil hoor nie, vra vir jouself hoekom. Hoekom is ander dinge vir jou belangriker as ons hier by mekaar kom as die evangelie van God? Enige iemand wat al op 'n bid hier was waar ek was en ewen gestaan sal die midlife drivers vir jou sê, ek is mal oor 'n getuienis. Ek is mal daaroor om te hoor wat God vir jou gedoen het, maar ek kan vir julle eerstens sê die evangelie is belangriker as die getuienis. Ek hou van 'n getuienis, maar 'n getuienis troef nie God se evangelie nie. Ek is mal daaroor om God se naam groot te maak. Ons het Vrydag aand 'n praise and worship diensie gehad. Dit was awesome geweest, for the lack of a better word. Dit was regtig fantasties. En as iemand klaar met 'n Engelse woord gebruik, Bianca is Engels, ek doen dit vir haar.
Maar dit was 'n awesome diens gewees, maar weet julle, bo en behalwe die musiek en die sang, kom die evangelie nog steeds eerste. God kom nog steeds eerste. As iemand 'n afleiding in 'n kerk veroorsaak sodat ons nie die evangelie van God kan hoor nie, vra jouself, hoekom doen daai persoon dit? As iemand 'n afleiding in 'n kerk maak sodat die boodskap van God nie verkondig kan word nie, gaan vra 'n bietjie wat se gees sit agter daai persoon. Want hoekom wil hy nie hê die evangelie van God moet verkondig word nie? Ek kan net dink aan een persoon in die Bybel wat dit nie sal wil hê nie. En dis definitief nie die Here nie. Ek kan vir julle een ding sê, God sal nooit keer dat sy waarheid verkondig word nie, maar die vyand sal wel probeer. Die vyand wil nie hê die mense moet die waarheid hoor nie, want kan ek vir julle sê, 'n Christen wat gegrond en gevestig is in die ware woord van God, is nie 'n wankelbare Christen nie. Dis 'n Christen wat kan staan vir die waarheid en kan staan in hierdie wêreld waarin ons lewe. 1 Korintiërs 2 vers 2 is eintlik so kosbaar een, Paulus hierso aan die woord, en julle moet weet, hierdie Korintiërs het gesukkel met hulle. En ek wil julle gou-gou vertel, die Korintiërs sal julle vind, 80% van dit wat Paulus vir hulle geskryf het, het hy eintlik vir hulle gesê, ruk julle self reg, julle is besig met nonsens. Maar hy skryf hierso in 1 Korintiërs 2 vers 2 vir ons, want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom gekruisigde, die goeie nuus, die evangelie. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. Hy het deur 'n moeilike tyd gewerk hierdie man. En in my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in 'n betoning van gees en krag. Hy het nie 'n evangelie verkondig waarvan hy gehou het nie, hy het die evangelie verkondig van God, sodat julle geloof nie in wysheid van die mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Hou op die mense navolg en begin God se woord na te volg, want dit is waar die krag lê. Die krag lê nie by my nie. Die krag lê nie by waarvan ek hou nie. Die krag lê in God se woord. Dis hoekom God se woord vir ons so kosbaar is. Ons word deesdae so opgehewe met die mense dat ons God en sy waarheid eenkant toe skuif, en ek sien dit en ek hoor dit. Soos Paulus sê, hierdie superster apostels, ons het hierdie superster predikante. Hierdie predikante wat die aansien kry. Predikante moet nederig wees. Want as dit oor die predikant begin gaan, dan gaan dit nie meer oor God nie. Ons aanbid hierdie predikante en hulle leerstellings. En weet jy wat is met die hartseerste ding? Dan maak hierdie ouens verkeerd, dan kyk ons eerder aan die ander kant toe. Dan doen hierdie ouens goed wat teenstrydig is met God se woord, dan kyk ons eerder aan die ander kant toe, want ek hou van hom. Julle, ek kan wees wie ek wil wees, maar as ek en my vrou slaan in die privaatheid van my eie huis en julle kyk ander kant toe, dan verdien julle die helse vuur net soos ek. Jy is veronderstel om te sê, my vriend, dit waarmee jy besig is teen stryd met God se woord. Maar hierdie superster predikante staan hier voor en die mense, en ons doen dit. Julle, ons hou van celebrities. Ons hou van idols. My laaitie hou van Ronaldo, hy het in sy lewe nog nooit eens 'n sokker game gekyk nie. Ons moes vir hom 'n Ronaldo hemp vir sy verjaarsdag koop. Ek het amper 'n kleintjie dood gesterf. Want ons hou dit. Ons as mens soek iets en iemand om te aanbid. Maak seker dit is God en nie die mens nie. Weet julle, as ons mense moet begin vermaak om hulle in die kerke te kry, gaan ons hulle altyd moet vermaak om hulle in die kerke te hou. En hoe werk ons as mens? Jy raak éventueel gewoond aan dit, jy word verveeld, dan gaan soek jy die volgende ene. Hierdie kerk doen dit nie meer vir my nie. Ek hoor al daai verskonings. Ag, ek groei nie meer daar nie. Ag, jy weet, hierdie kerk, ek gaan na die volgende een toe, want daai kerk sal 'n show. Daai kerk se band het ewen 'n CD uit. Okay, dis oudtyds. USB stokkie uit. Julle, dis nie waar dit gaan nie. Want as jy by 'n kerk is om vermaak te word, gaan jy op 'n punt kom waar die kerk jou nie meer gaan vermaak nie. Maar dan was jy nooit by die kerk omdat jy die Here wil dien. Julle weet, as ek kyk na hierdie voorspoed teologie en ek kyk wat in die wêreld aangaan en ek kan agterkom hoe mense sukkel, hoe mense swaar kry, dan wonder ek altyd, maar julle, hoe hou ons aan dit vas? Hoe sien ons nie dit vir wat dit werklik is nie? Dan gaan ons in 2 Petrus 2. Ek het hierdie een eintlik so bygelaas gisterand. 2 Petrus 2 sê vir ons, hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom sien ons dit nie vir wat dit is nie? Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike kettery heimlik sal invoer, en ook die Here hulle gekoop het
verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self sal bring. So hulle is besig om die evangelie te verkoop. Dit het al 2000 jaar terug begin, dis niks niets nie. Jesus sê vir sy disippels, ek gee dit vir julle verniet sal julle dit gaan gee. Al hoekom 'n kerk finansies nodig het, is sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word, nie sodat die pastoor 'n mansion kan hê en in 'n luxury car kan ry nie. Dan sê dit vir ons, en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. 2000 jaar terug word ons al gewaarsku, die mense gaan dit doen. Hulle gaan agter die persoon begin aanloop. En uit die hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie en hulle verderf slymer nie. So God sê vir ons, hierdie manne gaan eendag voor hom staan. Hulle oordeel kom, maar wat hulle doen is, hulle kom met hierdie mooi woorde. Hulle kom oor met hebsug, want ek soek meer. So ek vertel vir julle wat julle wil hoor, julle aanbid my en ek sê vir julle maak hy koffers vol. En as jy swaar kry, is jou skuld want jy het nie geloof nie. Ek kry nie swaar nie want ek is die man van God en ek soek jou geld. Want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het om vir die oordeel in bewaring gehou te word. So God sê vir ons, julle weet een ding. Die wraak kom hom toe en hy gaan wraak vat. Niemand gaan dit vryspring nie. Maar ons moet seker maak dat jy sit nie daar en jy's besig om in hierdie goeters vas te klou en jy bring die verderf oor jouself en jy weet dit nie eers nie. Nou, vir my is een ding wat ek julle vandag wil vra is, as jy ooit 'n predikant verdedig hom omdat hy in die woord van God is. Verdedig 'n predikant want jy weet hy praat die waarheid, want ek beloof julle, ons kry baie aanvalle, ons kry baie aanslae. Ek het nog nie 'n Sondag hier voorgestaan wat daar nie iets gesê is na die tyd nie. Maar as ek aangeval word omdat ek in die woord van God is, dan sal ek sê, yes, julle verdedig daai. En sê vir die mense, weet julle, hy moet die aanvalle kry want hy staan vir iets. Maar as ek nie so besig is om nonsens vir julle te praat en ek leer vir julle die leer van die valse profete, dan moet julle my eintlik nie verdedig. Dan moet julle sê, maar Roan, kom in jou woord. Ons sal so graag wou gehoor het, en julle ek ook. Ek sou graag wou geweet het, ek gaan altyd finansiëel met my goed gaan. Ek gaan altyd gesond wees, ek gaan 'n lang lewe, alles gaan altyd net top disselboom wees. Die realiteit van die lewe waarin ons lewe is, dit is nonsens, want weet julle wat, swaar tye, moeilike tye, gaan oor jou pad kom. Ek gee nie om wat jy vir my sê nie, ek gee nie om, julle weet, en nou gaan ek vir julle sê, ek leer daai mense en sê, ek gaan daai woorde bind, en ek sny daai woorde af, hoe durf jy dit sê? Die woord van God sê dit vir ons. Psalm 23 sê vir ons, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, wat beteken dit? 'n Dal van doodskaduwee beteken nie, I'm on top of the mountain nie, ons het Vrydag hy liedjie gesing, ek was mal oor. Die God on top of the mountain is dieselfde God in die vallei. Want God sê vir jou, weet jy wat, jy gaan soms deur daai vallei gaan. Jy kan dit draai knip en afsny en breek en stop soveel as wat jy wil. God sê vir jou, hierdie goed gaan oor jou pad kom. Maar met hom aan jou kant sal jy deur dit kom. Jy gaan aan die ander kant uitkom, want die God wat op die berg saam met jou is in die vallei ook saam met jou. Dit is die God wat ons dien. Julle genoeg is genoeg as ons God aan ons kant het. Weet julle, maar ek gaan kyk na kerke en ek kyk na hoe kerke gemeet word en predikante gemeet word en bands gemeet word. 'n Band word gemeet aan hoe hard die mense sing. Dan het die band goed gedoen vanoggend. Hoeveel mense se hande in die lug is, hoe hard ons hande klap. Nou het die band, nou het julle goed gedoen want mense het hard gesing. Die predikant word gemeet aan die hoeveelheid halleluja's en amens wat hy kry. Ja, broer, preek dit, dan weet ek nou was ek suksesvol geweest. 'n Kerk word gemeet aan die hoeveelheid stoele wat vol is. Daai kerk is suksesvol. Weet julle, jy kan met 'n vol kerk sit met mense wat nie die Here dien nie. Dan beteken dit vir jou niks. Ek kan vir julle sê, een persoon wat opreg vals vir God sing, is vir God aanvaarbaar. Ons kan 200 mense hierso hê wat almal kan koor sing op die mooiste hoogste noot. As jy dit nie opreg vir God doen nie, beteken dit vir God niks. As jy kliphard vals sing en jy irriteer almal om jou, sou weet. As jy met opregte hart vir God doen, is dit vir God kosbaar. Weet jy, daar's een persoon vandag hier sit en sy lewe vir die Here gee, is dit vir God kosbaar. Maak nie saak of al hierdie stoele vol is nie. Maak nie saak of ek nie een halleluja of nie een amen kry nie. Vir God gaan dit oor die siele.
Julle weet in Lukas sê dit, daar is blydskap voor die engele in die hemel, as net een sondaar tot inkeer kom. Nie menigtes nie. Nie 'n kerk vol banke nie. God sê as een persoon tot inkeer kom, dan juig hulle daar in die hemel. Ons moet ophou die kerke, die predikante en die bands die wêreld se standaard meet. Ons moet op God se standaard begin meet, want God se standaard is 'n opregte kind van God. Iemand wat 'n begeerte en 'n liefde vir God het. Ons moet begin wakker word oor die New Age of nuwe era leringe wat in kerke begin inkruip. Ons moet begin wegkom van dit af. Ek gaan gou vir julle so vinnige ding vertel. Julle sal baie keer hierdie hoor positive confessions. Julle weet positive confessions is 'n New Age lering. Don't put the negative out there in the universe. Het julle geweet daar sekere sondes wat God sê hy haat? Julle geweet lieg is een van daai sondes. Nou vra ek opreg vir jou vandag. Julle ons het 'n paar siek mense in die gemeente gehad die laaste ruk. Nou vra ek opreg vir jou, hoe gaan dit met jou? En jy is dalk siek tot die dood toe. En jy sê vir my, nee, ek is gesond, want ek moet positief praat. Nou wat doen jy nou? Praat jy nou positief of lieg jy? Jy lieg. Sê vir my, jy siek dat ek vir jou kan bid. As jy deur 'n finansiële krisis gaan, sê vir my, Roan, ek gaan deur 'n finansiële krisis, laat ek vir jou kan bid. Maar nou sê jy eerder vir my, o nee, alles gaan honkie-dorie, maar kan nie 'n brood koop nie. 'n Positive confession is 'n New Age leerstelling. God haat lieg. Wees eerlik met my en sê vir my, Roan, ek krepeer, ek sukkel, ek kan nie 'n brood koop nie. Ek praat gisteraan met die midlife drivers, julle. Ek ken bitter min mense in hulle 40's op wat nog nie iewers sy alie gesien het nie. Jy het nie jou alie gesien omdat jy nie positief gepraat het nie, jy het jou alie gesien want God het dit toegelaat, want jy moes iets daaruit geleer het. En nou kan julle my vra, hoekom het ek so lank inleiding vandag? Ek grap, is nie met inleiding nie. Wil net julle gesigte check. Maar weet julle, hierdie tipe leer maak soveel skade in kerke. Ons dink dit is dalk onskuldig. Ons dink dalk, ja, ek weet nie wat, kan dit regtig soveel moeilikheid maak. Hierdie leer maak soveel skade aan kerke, dat mense hulle laaste paar sente vir 'n kerk gee, want hy saai sy saad sodat hy geseën kan word, en gebeur dit nie. Mense wat huise verloor, mense wat karre verloor, want die predikant het gesê hulle moet dit doen. Mense wat weier om vir mediese advies te luister, want die predikant het dit gesê. Mense wat doodgaan, mense wat selfmoord pleeg, omdat hulle alles pryse gee vir wat 'n predikant gesê het, maar wat die woord van God nie gesê het nie. Dis niemand is onskuldig in hierdie nie. Werklike skade word berokken aan mense van God. As jy lief is vir jou medemens, gaan jy nie toelaat dat 'n predikant vir hulle leer wat dwaalleer is en daai mense skade ly. As jy die liefde van Christus het, wil jy hê dit moet goed gaan met mense, maar jy gaan seker maak jy is eerlik en opreg met hulle. Ek sit nou dag by 'n begrafnis hierso. Baie mense wat homoseksuele is. Elise Marie sal dit vir julle getuig. Ek skat 20 plus en ek dink ek is nou baie konservatief. En ek kry die oproep, sal ek asseblief hierdie begrafnis doen. En eers dink ek, ja, wil ek regtig, en ek dink nee, weet jy wat, yes. Prys die Here, want die mense kan die evangelie hoor. En weet jy wat, ek het reguit genoeg vir hulle gesê, julle almal staan vandag voor 'n keuse. Jy kies vandag of die wêreld of jy kies God. Dit is die ware, skoon, reguit evangelie. Ek het nie hier gestaan om hulle ore te streel, want net nou opset ek iemand, net nou trap ek op 'n toon nie. Want julle, die evangelie gaan op tone trap. Die evangelie gaan mense opset. Maar ek beloof jou, God sê die waarheid maak jou vry. Weet julle wat doen ons? Dis nie 'n liegstorie nie. Weet julle wie is die waarheid? Jesus Christus is die waarheid. Hy maak jou vry. Ons moet ophou dat mense so om die bos gelei word. Weet julle, ek kyk so na mense om ons en dan dink ek kry hulle so jammer, dat julle soms so verblind is en nie kan sien vir wat dit is nie, maar weet julle, soms sit die mense daar wat hulle wil daar sit. En dan sê die Here vir jou, jy bring 'n oordeel oor jouself. Nou net om vir julle 'n idee te gee weer eens, wat sê God se woord? Ek sê dit gisteraan vir hulle, ons kan plannetjies maak, Spreuke 16. Jy kan planne maak, jy kan positief praat, soveel as wat jy wil, jy kan doen wat jy wil, jy kan al jou geld in hierdie ding ingooi. Jy kan alles reg doen, soos wat jy dink jy doen reg. Dan sê God vir jou in Spreuke 16 vers 9, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. God sê vir jou, maak jou plannetjies, praat so positief as wat jy wil, ek sal bepaal wat gaan met jou gebeur. Ek gaan of toelaat of ek gaan nie toelaat nie.
maar God is nog steeds in beheer. As jy deur 'n slegte tyd gaan, moet nou nie die onus op jouself vat, want jy dalk iets verkeerd gesê nie. Jy gaan dalk deur 'n swaar tyd en die Here is besig om jou iets te leer. Dit klink hard as ek dit vir jou sê. Maar glo vir my as ek vir julle sê, ek was al daar. Ek het ook al my Ali gesien. Ek het ook al niks gehad nie. Ek het nou gisterand wil ek sê 8 jaar. Bid, swaar kry, moeilike tye. Maar die lewenslesse wat God my geleer het, is van onskatbare waarde. Jy maak jou planne, God bepaal jou voetstappe, want God is in beheer. Julle weet, God sal bepaal, as jy net gehoor gee aan hom. Nou wil ek ook vir julle sê, moet nou asseblief nie 'n negatiewe uitkyk op die lewe kry nie. Maar wees net realisties oor die lewe. Ons almal lewe in dieselfde land, ons almal gaan deur dieselfde ups and downs, ons almal face dieselfde probleempies met ons regering en werksomstandighede. So moet asseblief nie 'n negatiewe uitkyk kry nie, maar berus jouself daarin. Dat God is nog steeds in beheer en hy gaan jou nooit oorgee aan die noodlot nie. Maak nie saak waar jy sit nie. So ek gaan nou nie meer sê om af te sluit nie, want dan maak julle julle Bybels toe. So om alles bymekaar te bring. Sal ek sê, almal hier sal saam met my stem, die disippels en die apostels is baie geseën gewees. Nee. Stem julle met my saam. Nou kan julle maar amen en halleluja gee asseblief, wou nou hierdie ego. Grap. Maar julle weet, hulle was so geseën dat hulle almal 'n gruwelike dood gesterf het, behalwe Johannes. Dis hoe geseënd hulle was. Hoekom verdien ons anders? Hoekom verdien ons nie daai selfde gruwelike dood as die apostels en die disippels nie? God het nog nooit verander nie. Sy boodskap het nog nooit verander nie. Sy evangelie het nog nooit verander nie. Julle weet, die enigste disipel wat nie 'n horribale dood gesterf het nie, was Johannes. Dit is nogal ironies, want Johannes was die enigste een by die kruis gewees. Maar die disippels en die apostels was geseën gewees, want hulle seëning was nie in die wêreldse en aardse besittings nie. Hulle seëning was om God die Vader, Jesus sy seun en die Heilige Gees gewees. Hulle het besef waaroor dit werklik gegaan het. Hulle het nie rykdom gesoek nie, hulle het nie gesondheid gesoek nie, hulle het nie die aansien van die wêreld gesoek nie. Hulle het net die evangelie van God drie-enig verkondig. Dit was vir hulle so kosbaar, dat hulle bereid was om te sterf vir dit. En weet julle kan vir jouself dink, die horribale dood wat hierdie ouens gesterf het, om vas te geklou het aan dit, sê vir jou, hulle het dit gesnap. Hulle het geweet waaroor dit gaan. Julle weet, ons wil so vasklou in hierdie lekker gemaklike lewe, maar God se woord sê vir ons, verloon jouself. Deny yourself. Jy moet partymal die goed waarvan jy hou opgee en prys gee vir God. Stel op jou kruis en volg my. Julle, ons kan soos narre in kerke aangaan. Ons kan mense opgehewe hierso kry. Ons kan enige ding doen wat jy aan kan dink. Maar jy moet altyd seker maak jy dien God opreg. En nou wil ek gou vir julle sê, as jy eerder hier sit en jy wil vreemde dinge beleef, of eerder na persoonlike getuie luister as die ware evangelie, moet jy jouself begin afvra hoekom. Hoekom is God se evangelie nie meer vir jou genoeg nie? As jy hiernatoe kom omdat jy 'n show wil kyk of omdat jy emosioneel op 'n high wil kom, moet jy jou begin afvra hoekom. Hoekom is die evangelie nie meer vir jou genoeg nie? As jy meer opgehewe raak oor mense in die kerk of mense wat die kerk besoek of predikante wat die kerk besoek, moet jy jouself vra hoekom. Hoekom is God se evangelie nie meer vir jou genoeg nie? Julle sal nêrens in die woord van God lees dat die disippels, die apostels of Jesus enigsins snaakse goed gedoen het om die evangelie te verkondig nie. Hulle het nie die mense emosioneel op 'n hoogtepunt probeer kry nie, hulle het net die waarheid aanhou verkondig. Hulle het woord gebring. Ons moet een ding besef, julle, dat sang gaan jou nie aankla nie. Getuienisse gaan jou nie aankla nie. Om op en af te spring, om halleluja te skree, om te amen, dit gaan jou nie aankla nie, maar die woord van God sal jou aankla. Die evangelie gaan vir jou sê, jy is of reg, of jy is verkeerd. Maak 'n plan. Julle, ons moet sing, want ons moet God verheerlik. Ons moet getuig,
Want ons moet God verheerlik. Ons moet halleluja skree as dit is om God te verheerlik. Solank as wat die evangelie en God se woord net eers kom. Julle weet, ek is baie lief daarvoor en ek het dit vanoggend vir een van die jong mense hier ook gesê. En lees jou Bybel. Gisteraan maak ek so grappie by die midlife en ek sê vir hulle lees jou Bybel, bid elke dag. En ek julle sê hoekom? Die Satan Jesus probeer verlei, hoe het hy hom teengestaan? Deur sy woord. Hy sê 3 keer vir hom, daar staan geskrywe. As jy nie jou woord ken nie, hoe gaan jy vir hom sê daar staan geskrywe? Maar ek beloof julle, as jy jou woord ken en die Satan val jou weer aan en hy probeer jou oortuig van iets wat nie van God af is nie, dan gaan jy vir hom kan sê Satan, daar staan geskrywe. My God is met my elke dag van my lewe. Dan gaan jy vir hom sê Satan, al gaan ek deur 'n dal van doodskare weer. God sal my nie begewe en hy sal my nie verlaat nie, want daar staan geskrywe, ek ken my woord. Ek bemoedig julle vandag met die wete dat God is altyd met jou. Ongeag of dit so voel, jy sit partymal in 'n gat, jy sien nie die lig nie, jy sien nie die uitkoms nie. Ek beloof jou vandag, vat my woord op dit, want God se woord sê, hy is met jou. Vestig jouself in sy woord en sy waarheid en draai jou weg van enige vals leer en vals leraars en jy sal jouself beskerm. Vir my van vandag af, ek wil julle pleit by julle, vir my mense wat 'n vals evangelie verkondig. Moenie jou ore aan dit uitloop. 1 Petrus 3 vers 15. Ek nou net self kom, ek het my plekkie verloor. 1 Petrus 3 vers 15 sê vir ons: Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. As iemand jou vra hoekom jy die Here dien, dan sê God vir jou, maak altyd seker, jy kan die evangelie verkondig. Want weet julle wat, al is die wêreld hoe donker, al val die wiele om ons af, al val hierdie land uit mekaar uit, het ons 'n hoop in ons. Want ons is gevestig in God. Maak nie saak wat om ons gebeur nie. Ons is gevestig in God en hy sê vir ons hierso, julle maak seker. Jy kan dit vir mense sê. Maak seker jy kan die evangelie gaan verkondig as iemand jou vra hoekom dien jy die Here? Wat sê jou God wat my God nie sê nie? Wat doen jou God wat my God nie doen nie? Jy sal jou antwoorde in hierdie woord kry. Ek pleit vir julle vandag, staan vir God drie enig. Staan vir sy waarheid, staan vir die ware evangelie, maar ek wil vir julle van vandag af vra, bly net staan. Moenie gaan sit nie. Moenie mismoedig raak nie, moenie opgee nie. Die vyand soek 'n disipel wat sy mond hou. Moet hom nooit daai satisfaksie gee nie. Ons almal hier is geroep om die evangelie te verkondig. Ons almal hier is geroep om die wêreld te gaan bereik. En ek beloof julle, as ons 'n ware, skoon, onafgewaterde evangelie verkondig, is dit al wat God van jou vereis. Dien die Here, aanbid die Here, loof en prys sy naam. En besef, dit gaan altyd, maar altyd eerste oor die Here. Verootmoedig jouself vandag. As jy moet, deny yourself. Gaan lê die goedjies af wat jy weet nie van die Here af is nie, maar ek wil vir julle pleit vandag, moet net nooit gaan lê nie. Die stryd waardeur jy gaan, God sal jou daardeur kry. Die moeilikheid waardeur jy gaan, God sal jou daardeur kry. Byt net vas en hou net vas aan God se waarheid. Sluit asseblief my die oë. Die Here, baie dankie dat ons weet U is altyd met ons. Here, ek wil vandag bid vir opregte kinders van God, dat ons U waarheid in die woord sal aangryp en sal weet, maak nie saak wat om ons gebeur nie, Here, U is nog altyd in beheer. Here, as die planne nie uitwerk soos wat ons wil hê dit moet uitwerk, U weet ons nog steeds, dit is of omdat U dit toelaat, en daar's iets wat ons moet leer, of ons moet nader aan U kom, maar Here, dis nooit verniet nie, en ons dank U vandag vir dit. Here, ek dank U vandag vir die evangelie, ek dank U vandag vir U seun aan daai kruis, ek dank U vandag dat ons vrygekoop is en ons verhouding met U herstel is, want daar's niks groter en belangriker as dit nie. Here, ek vra dat ons van vandag af sal vasklou aan die skoon waarheid, God van wie U is en wat U vir ons gedoen het, dat ons nooit sal vergeet nie. Here, maar dat ons hierdie wêreld sal ingaan en die mense die goeie nuus gaan vertel van wat U vir ons gedoen het. Here, dat ons die mense sal gaan bereik met 'n hoop en 'n hoop in Christus.
Want ons weet, dit maak nie saak hoe swaar dit om ons lyk nie, Here. Ons gaan eendag voor U staan en al hierdie dinge gaan vir ons sin maak. Daar gaan 'n dag kom waar daar nie meer trane gaan wees nie. Daar gaan 'n dag kom waar daar nie meer siekte gaan wees nie, Here, en ek bid dat ons soveel mense moontlik kan bereik. Here, maar dankie vir elke boetie en sussie wat hier sit vandag. Here, ek vra asseblief vir enigeen van ons wat dalk 'n bietjie introspeksie moet gaan doen, dat die Heilige Gees ons sal lei, dat ons gehoor sal gee aan U, sal gee aan U en U eerste. Dat ons sal ophou staat maak op ons eie insig, Here. Maar ons sal begin staat maak op U. Here, ek kan nie vir U genoeg dankie sê vir U liefde en U genade vir soveel van ons wat hier sit vandag nie. Here, ek wil bid vir elke persoon wat dalk deur 'n stryd gaan. Ek wil bid vir elke persoon wat nie op 'n lekker plek is nie, elke persoon wat dalk deur 'n siekte beklei. Here, ek wil net vra dat U hulle sal herinner dat U nog steeds met hulle is. Here, dankie vir elke boetie en sussie wat hier sit vandag. My gebed is dat hulle geseënd sal wees, dat hulle 'n geseënde week sal hê. Maar dat ons altyd net ons fokus op U sal sit, want U kom eerste. En dan kan die res maar volg. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus. Die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan gou vir ons so vinnig die afkondigings lees as ons band vorentoe kom.